Prins Dirkie en die groot gevaar. Prins Dirkie droom daarvan om 'n ridder te wees. Hy wil graag 'n groot blink swaard hê en op 'n perd ry, maar hy is nog te klein. Vir Kersfees het die koning vir hom 'n speelgoed swaard van hout gegee. Nou oefen die klein prinsie elke dag in die kasteel se tuin met die houtswaard. Hy beklei teen die boomstamme en die bosse. Dan verbeel hy hom hy is 'n regte egte ridder en hy verdedig die kasteel teen 'n groot gevaar. Prins Dirkie weet nie eintlik wat presies 'n groot gevaar is nie. Hy het net een keer gehoor die koning praat daarvan en dit het baie ernstig en baie gevaarlik geklink. Partykeer wanneer die prinsie tussen die bome speel, verbeel hy hom die groot gevaar is 'n draak wat vuur spoeg. Dan verbeel hy hom ook dat sy houtswaardjie 'n regte egte blink swaard is en dat hy teen die draak beklei en wen natuurlik. Ander kere is Prins Dirkie seker die groot gevaar is 'n lang, dik slang wat die kasteel omsingel. Of 'n reuse robot uit die ruimte wat die kasteel se mure met sy laseroë wil platskiet. Op 'n dag kom kuier die prinsie se maatjie Annabel by hom. Hulle speel die hele oggend in die kasteel se tuin, maar later raak Annabel moeg. "Ek is nou moeg vir dieselfde speletjie oor en oor," kla sy. "Ek is moeg daarvoor om altyd die groot gevaar te wees. Ek wil nou 'n slaggie die ridder wees. Gee vir my die swaard." Prins Dirkie is nie lus om sy swaard vir haar te gee nie. Alright, sê hy. "Jy kan die prinses wees. Dan speel ons die groot gevaar het jou gevang en ek is die ridder en..." "Nee," sê Annabel en stoot haar onderlippie uit. "Jy wil altyd nie die ridder wees en jy is nie eens 'n regte ridder nie. As jy die groot gevaar sien, sal jy sommer weghardloop. Ek weet." "Is die," stry Prins Dirkie. "Ek is nie bang vir die groot gevaar nie." Annabel gaan sit op die gras. "My pappa het vanoggend gesê, daar is 'n groot gevaar in die bos. Dalk kan ons hom gaan soek. Dan kan jy mos wys jy's nie bang nie." Prins Dirkie huiwer so bietjie. Die groot gevaar? Hier in hulle bos? Maar hy wil nie wys dat hy skrikkerig is nie. Hy vat sy houtswaardjie en begin sommer aanstap na die bome toe. Annabel wip op en draf agterna. Wag vir my, roep sy. "Ek wil ook sien hoe die groot gevaar lyk." Hulle loop stadig onder die bome in. Die voeltjies sing bo hulle koppe en die sonlig skyn deur die hoë takke en maak patrone op die grond. Daar is nêrens enige teken van gevaar nie. Maar soos hulle dieper die bos instap, raak dit al hoe donkerder. Net toe Prins Dirkie dink hulle moet dalk liewer omdraai, kom daar 'n klein wit hasie onder die bosse uitgekruip. "Wat maak julle tweeetjies hier in die bos, hè?" vra die hasie en wikkel sy neusie. "Ons soek die groot gevaar," sê Annabel voordat Prins Dirkie haar kan keer. Die hasie lig sy lang ore en luister. Hy wikkel sy neusie en ruik die lug. Dan sê hy: "Julle kan maar net so aanhou in hierdie rigting. Die groot gevaar is nie ver nie. Maar ek moet julle waarsku, hy is baie erg vandag." Die hasie wip weg. Prins Dirkie kyk om hulle rond en sê: "Dalk moet ons teruggaan." "Is jy nou bang?" vra Annabel. "Nee," sug die prinsie, "net versigtig." Hulle stap verder die bos in. Na 'n rukkie kom hulle 'n bokkie tee. "Kan jy dalk vir ons sê waar ons die groot gevaar kan kry?" vra Annabel. "Simpel meisiekind," dink Prins Dirkie. "Sy kan ook nie stil bly nie." Die bokkie kyk skrikkerig om haar rond. "Ek bly maar liewer uit sy pad uit," sê sy saggies. "Dis te gevaarlik om naby te kom, maar as jy regtig wil weet, ek het hom vanoggend nog daar ander kan die stroompie hoor skree." Die bokkie draf weg. "Kom," sê Annabel en trek die prinsie aan die arm. Hulle loop verder en dieper die bos in die rigting van die stroompie. Skielik kom 'n paar eekorinkies verbygeskarrel. Vlug vir julle lewens," roep die voorste eekorinkie. Hulle lyk verskrik en baie bang. Hulle skarrel vir die vale na die hoë bome toe. Annabel gryp die laaste eekorinkie in die verbygaan aan sy nekvelletjie. Sy lig hom op. Hy spartel en spartel. "Wag," roep Annabel. "Ons sal jou nie seermaak nie. Ons wil net weet waarvoor jy so weghardloop." Die eekorinkie hou op spartel en hyg uit asem. "Julle moet vlug, die groot gevaar, dis op pad."
Hy wriemel hom los uit Annabel se hand, val met 'n plof op die grond en skarrel dadelik weg onder die bosse terwyl hy roep: "Help! Help!" Prins Dirkie is nou sommer lekker bang. Annabel lyk ook nie meer so seker van haarself nie. "Annabel," fluister die prinsie, "kyk." Rondom hulle is die bos verwoes. Die blare lê op die grond en die takke is geknak. Die bas is van die bome afgestamp en die klippe is omgerol. Terwyl hulle nog so staan, swaai daar skielik 'n gedoentjie aan 'n slap tak oor hulle koppe. Die dingetjie skree so hard en so hoog dat hulle albei wip van die skrik. Maar die volgende oomblik swaai die dingetjie met 'n harde slag teen een van die bome se stamme vas. Dit val in 'n hoopie onder die boom. Dit kreun en sit regop. Die slag van die stam was so hard dat daar 'n paar groot sade uit die hoë boom val. Dit val plonk, plonk, plonk bo op die dingetjie onder die boom. Dit kreun weer, knip, knip sy oogies en kyk dan vir die kinders met 'n reuse glimlag op sy gevreetjie. "Wat op aarde is dit?" vra Annabel grootoog. "Ek dink dis 'n aapie," fluister Prins Dirkie. Maar dis beslis die vreemdste aapie wat hy nog ooit gesien het. Die aapie se hare staan regop en is vuil en gekoek. Sy lyfie is vol skrape en oral sit klitsies en blaartjies aan hom vas. "Hallo daar," groet die dingetjie en kom nader. Prins Dirkie en Annabel staan sommer 2 tree terug. Mens weet nooit. "My naam is," begin die dingetjie, maar voordat hy kan klaarmaak, struikel hy oor 'n klippie op die grond en val Bollemakiesie binne in 'n plas modder langs die paadjie. Hy skud sy koppie en vryf die modder uit sy oë. Hy glimlag weer vir die kinders. "Waar is almal dan?" vra hy verbaas en kyk om hom rond. "Almal het gevlug vir die groot gevaar," sê Prins Dirkie. "Ons is eintlik ook nou net op pad. Totsiens." Die prinsie trek aan Annabel se arm, maar die dingetjie begin lag. "Gevlug vir die groot gevaar." Hy lag en rol rond op die grond. Hy lag so lekker dat hy in 'n doringbos verstrengel raak. Hy spartel en spartel, maar kom nie weer los nie. "Kan julle my dalk help, asseblief?" vra hy. Die prinsie en Annabel kom nader en begin die dingetjie loswikkel. Hy sit nogal styf vas en die dorings krap hulle hande en arms vol rooi skrape. "Eina," brom Annabel vies toe hulle die dingetjie uiteindelik los het. "Hoekom is jy nou nie bang vir die groot gevaar nie?" vra Prins Dirkie. "Want," sê die dingetjie trots, "ek is die groot gevaar." Hy maak 'n buigingkie vir die kinders, maar verloor sy balans en val vooroor. Hy val op 'n los tak wat opwip en vir Annabel teen die bene slaan. "Eina," roep sy weer en frons vies. Prins Dirkie se mond hang oop. "Jy is die groot gevaar waarvoor almal so bang is?" vra hy verbaas. "Jep," sê die groot gevaar terwyl hy weer regop staan. "Weet nie hoekom almal vir my bang is nie, maar ja, hulle noem my die groot gevaar." Van pure plesier slaan die groot gevaar weer Bollemakiesie, maar hy land per ongeluk met sy een poot binne in 'n muurnes. Die volgende oomblik is daar honderde skarrelende kwaai mure wat uit die stikkende nes stroom en teen die kinders se bene begin opklouter. "Eina, Eina!" roep Prins Dirkie en Annabel die keer gelyk toe die mure begin byt. Hulle stamp met hulle voetjies om van die mure ontslae te raak. "Wag!" roep die groot gevaar en kom nader. "Laat ek julle help." Maar toe hy die mure van die kinders wil afhaal, val daar 'n groot blaar uit die lug en land op sy oë. Hy kan nie sien wat hy doen nie en hy knyp Prins Dirkie se bene potblou. "Ek het genoeg gehad," roep die prinsie. "Ek ook," sê Annabel. Die twee draai om en hardloop so vinnig as wat hulle kan om weg te kom van hierdie diertjie wat beslis 'n groot gevaar vir homself en vir almal om hom is. Agter hulle sukkel die groot gevaar nog steeds om die blaar van sy gesig af te kry. Hy trap in 'n doring en gryp na sy voet. Terwyl hy op een beentjie rondhop, hop hy in 'n boomstam vas en val agteroor op die grond. Die kinders sien dit nie meer nie. Hulle hardloop al die pad uit die bos uit en so ver hulle hardloop, roep hulle: "Pas op, daar is 'n groot gevaar in die bos!"